God sny soms die ankertoue van ons rustige bestaan af, sodat ons weer kan leer om aan hom alleen te hang. Baie dankie vir die voorreg om vanmôre saam met julle te wees en die woord van die Here met julle te deel. Ons gaan vanmôre nie 'n stuk uit die Bybel uitlê nie. Ek gaan basies vir julle begin deur Psalm 93 te lees, as jy so lank wil soek, Psalm 93. En dit lê die basis vir die boodskap. Die boodskap self stut uit 2 stukke uit die Ou Testament, die boek Rut en die boek Habakuk. Maar dit is so 'n bietjie die mekaar is ontspan, jy sal met my optel hoe ek saam met jou beweeg. Psalm 93. Ek lees uit die 83 vertaling, jy lees waaruit jy lees en jy geniet die aanvulling. Die Here is koning. Hy beklee hom met majesteit. Die Here beklee hom, hy omgord hom met krag. Die wêreld staan vas. Dit wankel nie. En vas staan u troon van ouds af. U is van altyd af daar. Riviere het gedruis, Here. Riviere het gedruis, riviere het gedreun. Maar hoog bo die geraas van baie waters, hoog bo die golwe van die see, troon die Here in sy koninklike mag. U verordeninge staan baie vas. Heiligheid versier u huis, Here, tot 'n lengte van dae. Baie kinders van die Here is ongemaklik met die wêreld waarin ons nou leef. Ek dink julle koppe werk maar soos myne. Daar's net te veel dinge op te veel plekke, op te veel vlakke deur mekaar. Want omtrent op elke vlak van die samelewing is daar toenemende verval. As ons het vanmôre 'n depressie sessie behou, dan het ek vir julle gesê, nou kom ons stel 'n lysie op van alles wat verkeerd is. Maar ek dink nie ons is 'n lus vir 'n depressie sessie nie. Maar ons kyk toe net na Suid-Afrika, as ons nou so om ons beleef. Maar kyk, ons weier is dit dieselfde. Daar's konfrontasies tussen lande. By baie is daar binnengevegte. Ek dink maar aan die stories wat ons onlangs gehoor het van Mosambiek en ander. Hulle beklei onder mekaar. Een of ander slim Jan sê, daar's op die oomblik omtrent 60 oorloë in die wêreld aan die gang. Maar ek kyk na die lot en sê, dis nie net op aarde waar die goed die mekaar is nie. Selfs in die atmosfeer lyk dit vir is dinge die mekaar. Want ondraaglike hitte saam met onstabiele weerpatrone laat 'n mens wonder oor wat gaan word. Wat is aan die gang? My buurman het nie vir hom 'n driveway gebou nie, hy ry mos so deur sy tuin na sy garage toe. En dit doen hy al jare. En toe nou die laaste week of 2, toe kom hy agter maar hy het nou 'n vol nodig om in sy eie huis in te ry, om in sy eie garage in te kom. Die ding is die mekaar. Nou as kinders van die Here sê ons, glo ons, erken ons, God is altyd in beheer. Ons glo in God se opperheerskappy, in ander woorde, dat God regeer. Of miskien moet ek sê Psalm 115 vers 3 sê dit mooi. Ons God is in die hemel. Alles wat hom behaag, doen hy. Nou ons glo dit. Maar terwyl dit waar is, moet ons erken dat ons nie dikwels lam word
Want ons sukkel om dit wat ons glo en dit wat ons beleef by mekaar te bring. En ek, in my eie gemoed, het baie dikwels nodig dat Hebreërs 12 vers 12 my hand vat, as dit sê, daarom tel op die slap hande en die lam knieë, en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat lam is, nie dalk mag swik nie, maar eerder gesond kan word. Ek het daarom 'n verlange om met soveel moontlik keer as wat ek kan doen, te deel oor God regeer. Wat beteken dit? God regeer. En daarom wil ek vanmôre 'n bietjie breër perspektief soek uit die Bybel oor hierdie waarheid. En terloops, as iemand van hier sê, ek wil graag onthou waaroor dit preek is, net 2 woorde. God regeer. Nou ons gaan vanmôre eers na die boek Rut kyk en ek gaan daarop staat maak dat die meeste van julle tuis is by die materiaal, sodat ek nie alles gaan lees soos ons aangaan nie, maar net so hier en daar herinner. Ons kyk na die boek Rut, maak so dat die Bybel daar oop as jy lus het, en later gaan ons kyk na die boek Habakuk, waar ons 'n groter prent sien. Die 2 prente wat ek vanmôre vir julle wil wys is, God regeer in die kleine, en God regeer oor die nasies. God regeer in die kleine is ons eerste gesprek, en dit gaan oor Rut. Nou kom ons kyk net vinnig na die boek Rut. In die boek Rut sien ons 'n gesin besluit vanweë hongersnood om tydelik na 'n buurland te emigreer. En die man en vrou en sy 2 kinders trek toe nou na 'n buurland toe. Wille mense, ander mense, nie hulle mense nie, ander dames eende. En in hierdie vreemde land, daar sterf die pa, Elimelech, en die ma bly agter met 2 seuns. Die 2 seuns, ook maar mens, trou toe na land met meisies van die omgewing, Moabitiese meisies. Maar asof dit nie genoeg was nie, na omtrent 10 jaar sterf die 2 seuns ook. En Naomi is uitsigloos. Sy's alleen. En al wat sy het is haar 2 skooldogters wat albei Moabite is. Nie van haar mense regtig nie. Dis hoofstuk 1 waar ons dit sien. In die tyd van die leiers was daar op 'n keer hongersnood in die land, en 'n man met sy vrou en sy 2 seuns het uit Bethlehem in Juda weggetrek om 'n heenkomer te soek in die gebied van Moab. Ek gaan nou dit oor heeltemal lees nie, jy het die prentjie. Nou sit hierdie vrou in die vreemde, maar volgens hulle gebruik het sy haar grond wat sy in Israel het sy behou. En sy kry toe nuus dat die hongersnood is nou op 'n einde, en dit gaan nou beter daar. En sy besluit toe, maar dan gaan ek terugtrek. Ek het dan ten minste my grond daar, en ek kan die grond, kan ek dalk verkoop. Ekskuus tog net so staan, want ek hou daarvan my oë te vang. Sy kan nou die grond verkoop, en van die opbrengs daarvan leef, so sy gaan terugtrek so toe. Die een dogter, Orpa, na ma wat jy met haar argumenteer het oor die toekoms en die uitsigloosheid, toe besluit sy nee, maar dan bly sy maar by haar mense. Maar die ander dogter, Rut, dring aan om met haar skoonma te gaan. En enige iemand van u wat van prosa hou, kan gerus haar belofte van loyaliteit lees, wat sy hier in vers 16 en 17 aan haar ma doen. Sy sê vir haar ma, waar jy gaan, daar gaan ek. En waar jy staan, daar staan ek. En waar jy sterf, daar staan ek ook sterf. En ek sal daar begrawe word. 'n Pragtige stuk om te lees. Maar en daar vat hulle die pad. Ek dink ek moet net 'n bietjie stop en sê, onthou nou, pad vat vir hulle, dit beteken vir jou, toe jy sê vanmôre jy vat pad kerk toe nie. Pad vat vir hulle beteken,
ek vat die pad met my 2 voete. En dis wille wêreld. En so vir dae lank stap Naomi en Rut terug om in te kom in Israel. En hulle kom aan in Bethlehem, waar sy byna nie herken word deur haar eie mense nie. En nou is hulle daarom in Bethlehem, hulle het vaste eiendom, hulle het 'n dak oor die kop, maar hulle het nie kos nie. Want daar was nie daai tyd programme vir versorging nie. Hoofstuk 2 vertel dat Naomi se skoondogter Rut aanbied om te loop soek vir kos. En dit was juis die oestyd gewees, en die mense het die gars met die sekel gesny, en dan in gerwe gebind. Maar soos hulle nou werk, val daar maar hier en daar bietjie goede af. En die reël in Israel was, die oesters moenie loop en skoonmaak agter hulle nie, hulle moet los. As hulle bietjie mors, dit bly daar. Vir die mense wat die kos het nie, hulle kan daar kom kos maak, kos soek. En Rut sê toe vir haar ma, kan ek maar bietjie loop en soek, waar kan ek so gaan are optel? En haar ma sê toe vir haar, goed genoeg, gaan. Maar nou moet jy onthou dat sy alleen is en totaal onbekend in die omgewing. Dis goed of ek laai jou hier op en ek laai jou in Kenia iewers in een van die stede af. Sy het nie 'n klou waar sy gaan nie. So sy loop maar net. En dan loop jy hierdie interessantheid raak in hoofstuk 2, kom ons lees vers 1 tot 3. Naomi het 'n vermoënde familielid gehad van haar man Elimelech se kant af. Sy naam was Boas. Rut, die Moabitiese vrou, vra toe vir Naomi, mag ek lande toe gaan om are op te tel by iemand wat my toelaat om dit te doen? Naomi antwoord haar, gaan gerus maar my dogter. Sy het toe geloop om in die land te gaan are optel agter die graansnyers aan. Sy het uitgekom by die deel van die land wat behoort het aan Boas, die familielid van Elimelech. Sy loop blind, maar God beskik dat sy juis op hierdie stuk land kom, waar daar vir haar toekoms is, waarvan sy nog niks weet nie, niks. Verskoon my vir 'n oomblik. God beskik verder dat Rut se dag uitkoms. Sy het nou net vir die dag al optel. Toe uiteindelik vir haar 'n verlengde inkomste word. As jy nou verder lees in hoofstuk 2, dan dat hierdie Boas vir haar sê, hoor jy, ek wil net vir jou sê, jy het nou vandag nie kos opgetel. Maar ek wil hê jy moet gereeld hiernatoe kom. Jy moet nie gaan rond ander plekke gaan soek nie. Die mense kan jou pla. Kom hiernatoe altyd terug en ek sal sorg dat jy genoeg kry. So haar uitkomste word 'n versorging. Nou, in hoofstuk 3 lees ons dat Naomi sien dat hierdie weldoener het 'n goeie oog vir haar dogter. En sy begin planne maak om vir Boas aan Rut te verbind. En hoofstuk 4 vertel daarvan. Vir die fokus van ons boodskap lees ons die eerste vers van hoofstuk 4. Intussen nou, ondertussen het Boas na die stadspoort toe gegaan en daar gaan sit. Juis toe kom die losser van wie Boas gepraat het, daar verby. As jy nou die storie ken, dan ken jy nou beter agtergrond, maar Rut wil nou vir Boas en Rut aan mekaar koppel. En Boas is nie ongenee nie, en hy gaan sit in die stadspoort, waar nou die besigheid gedoen word. En nou sê die Bybel dit mooi, juis toe kom die losser van wie Boas gepraat het, daar verby. Juis toe. God regeer in die kleine. God beskik dat Boas daar is in die besigheidsarea.
Hy beskik dat die ander belanghebbende juis toe daar verbyloop. Nou as jy die verhaal verder lees, dan sien jy hoe dat hierdie Boas baie fyn strategie het hoe hy hierdie transaksie doen. Hy vertel eers vir die ander ou, hy sê, jong, en jy weet, daai stuk grond is beskikbaar. En jy is eerste om dit te mag koop. En die ou sê, dit klink na besigheid. Ja, ek is reg. En na Boas hom nou eers so halfpad in die slaghuis ingelei, sê hy, natuurlik moet jy nou net onthou, as jy die stuk grond koop, dan erf jy die weduwee saam met die grond. En haar dogter moet dan jou vrou word. En die ou sê, nee, vet, dit lyk vir my na moeilikheid. Ek wil nie nog 'n vrou hê nie. Ek gaan my les afgee. En hy sê, nee, dan stel ek nie belang nie. Boas, jy kan maar aangaan. Juis toe. God regeer. Hy het selfs by 'n enkele radelose en reddelose gesin belang. Maar hier is 'n vreeslik belangrike ding wat ek moet raak sien, want ek is maar 'n bietjie haastig, heel wat oorhaastig van geaardheid. Jare verloop voordat God se juis toe in plek skuif. Jare waarin mense soos ek en jy seker dikwels met hulle kop tussen hulle hande gesit het en gewonder het oor die lewe. Want jy sien, ek en jy werk nie met dieselfde horlosie as God nie. Maar ons wil weier kyk is die kleine, God sorg vir die gesin. En nou gaan ons na Habakuk toe. Want God regeer oor die nasies. Habakuk, kom ons blaai tot by Matteus. As jy sukkel om Habakuk te kry, blaai tot by Matteus wat jy nou maklik ken, dan blaai so agteruit 10 bladsye, min of meer. God regeer oor die nasies, die boek Habakuk. Laat ek dit ook self kry, laat ek makliker met julle kan saamkuier. Die boek Habakuk is 'n baie interessante boek. As jy nou die boek Habakuk sou lees, as jy by die huis kom, dan sê jy vreeslik baie in die boek Habakuk ontdek, veral in die eerste hoofstuk, wat jy nou beleef. Want die profeet kla oor die onreg wat hy vir hom rondom sien. Ons gaan nou lees. Hoor net hier, alles wat vir hom goed en reg en heilig is besig om in mekaar te stort. Leon het ons 'n goeie intro gegee daarop. Alles stort in mekaar. Geweldpleging, dis elke dag se nuus. 70 moorde per dag. Hier by ons is dit nie so iets. Algemene aftakeling van 'n normale gang van sake is normaal vir hulle. Die sterk arm van die gereg het al swakker geword. En ek wil nou hierso sê, ek weet wat in 'n klomp van julle huise aangegaan het. Jy het jou meer bitterlik verloor die afgelope week, toe jy hoor van die pastoor is vrygespreek, nadat daar 60 aanklagte van verkrachting teen hom was, waarvan 30 dit teruggetrek het, en die ander 30 vanweë swak ondersoek, vanweë wat ook al, is die saak uit die hof uitgegooi. Die pastoor is vrygespreek, hy kan maar teruggaan en sy lewe leef soos hy wil. Ek onthou my stoom het met my oor uitgeslaan. Waar's die reg? Maar nou ja, regsuitsprake in Habakuk se tyd was alweer verdraai. Hoor net hierso. 'n Uitspraak van die Here wat aan die profeet Habakuk geopenbaar het. Hoe lank moet ek om hulp roep voordat u hoor, Here? Moet ek by u kla oor die geweld voordat u red? Waarom laat u my onreg sien wat gedoen word? Waarom kyk u toe as daar
soveel ellende is. Oral rondom my is daar onderdrukking en geweld, en word daar getwis en gebatlei. Die wet het nie meer krag nie, en daar geskied nie meer reg nie. En so gaan hy aan. Slegte mense het die oorhand oor die goeies, en so word die reg verkrag. Dis wat Habakuk beleef het. Maar die ding wat Habakuk die meeste ontstel het, meer as wat hy sien, is die feit dat dit vir hom lyk of God afsydig in die situasie staan. En dit terwyl hy dringend daaroor bid, ons het nou net gelees. En hieroor het hy met God begin redeneer, wat ons gelees het, hoofstuk 1 vers 2 tot 4. In verse 5 tot 11 word dit duidelik dat dit net lyk of God afwesig is. Hy is nog al die pad daar. En sy regspleging verloop onversteurd. Hy is steeds in beheer van sake. Want, sê daardie verse, vers 6 en 7, hy was reeds besig om die Galdeërs te stuur, om Israel oor hulle afvalligheid te straf. Maar die antwoord was vir Habakuk soos 'n klap teen sy kop. Ja, hy verstaan dat Israel gestraf moet word, dis immers wat hy vir die Here vra. Maar dat die Here die Galdeërs gebruik, die rotters, om Israel te kom straf. Met ander woorde, die Here gebruik die slegteres om die slegtes te kom straf. Dit wat vir hom onbegryplik. Kyk na vers 12 en 13 terwyl ek aangaan. En wat vir Habakuk nou nog slegter was, is as die vyand nou kom en Israel oorwin, dan sal hulle dit sien as oorwinning vir hulle afgode. Vers 15 tot 17. Dit sou werklik wees asof die God van Israel in hierdie ronde uitgeslaan word. In sy spanning oor God se onbegryplike optrede, doen Habakuk ten minste die regte ding. Hoofstuk 2 sê, hy gaan met sy verleentheid na God toe. En hy probeer om uit die kraaiennes van sy verwaarde gedagtes te klim en by God helderheid te soek. Soos 'n militêre waarnemer pyl hy wat aan die gang is. En as jy wil graag saam wil geniet, kyk dan vir 2 vers 1. Ek wil op my uitkyktoring gaan staan, my plek op die vestingmuur gaan inneem. Ek wil wag om te verneem wat die Here vir my sal sê en wat ek moet antwoord wanneer mense my verwyd. Hy het na God toe gegaan. Hoe lank hy moes wag vir antwoord, dit weet ons nie, die Bybel sê nie. Maar die antwoord het gekom en God sê vir hom, vers 2 en 3, jy moet nou vir jou plakate gaan maak, sodat die mense wat verbyloop dit kan lees. Dit is my planne vir hulle. As ek hoofstuk 2 moet opsom, dan is die beste gebruik om te sê, kom ek haal vir julle aan uit Dr. Martin Lloyd Jones se boek oor hierdie Habakuk. Hy sê, die Here sê as te ware vir Habakuk, alles is onder beheer Habakuk, jy sien de mekaar, alles is onder beheer, ek het jou gebed gehoor, ek verstaan jou verstaanheid, en hier is my antwoord, die Galdeërs wie ek gaan opwek om Israel te kastei, sal self op hulle beurt volkome verslaan en vernietig word. Habakuk sê, maar Heer, hoe kan die slegte mense gebruik om die goeies te straf? Sê die Here, vir die slegtes het ek weer 'n ander lot wat hulle gaan opreg sien. Skuis die aardse taal. En dit was ook so. Die Galdeërs het oor Israel geloop soos 'n stoomroller. Maar hulle roem sou van korte duur wees. Want hulle sou nie raak sien of erken dat hulle eintlik onder God se hand besig is om op te tree nie.
en die eer vir hulle self toeëien. Maar dieselfde nasies wat deur hulle oorwin en verniel is, sou later spotliedjies oor hulle sing. Vers 5 tot 8. Die tyd kom wanneer hulle krygsgevangenes hulle sal koggel en verneder deur te sê: diewe, einde ten laaste het die gereg julle ingehaal. Nou sê julle kry wat julle verdien vir julle verdrukking en uitbuiting. Uiteindelik, kom ons maak sommer so. Uiteindelik is dit God wat die laaste skuif sal maak en skaakmat teenoor die wêreld uitroep. Hoofstuk 14 en hoofstuk 20. Miskien moet ek net vers 14 lees. Soos waters die seebodem bedek, so sal die magtige teenwoordigheid van die Here oral op aarde geken word. Vers 20. Die Here is in sy heilige tempel. Almal op aarde moet in sy teenwoordigheid stil wees. As jy wil aangaan, dan gaan ons nou na Habakuk hoofstuk 3 toe. Want in hoofstuk 3 van Habakuk sien ons 'n vertrouende Habakuk. Hy hak nie meer vas agter God se onbegryplike optrede nie. Hy argumenteer nie meer nie. Hy buig voor God se grootheid. Psalm 46 vers 11 word vir hom 'n werklikheid. Bedaar en erken dat ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Op my pa se grafsteen, hy is op 59 dood, net nadat hy pas 'n kontrak geteken het vir nog 5 jaar om die plaas te huur waar hy was. En toe hy begrawe is, toe sit my ma 'n grafsteen op en op die grafsteen staan: soos die Here doen, is goed gedoen. Hoofstuk 3 is 'n interessante hoofstuk. 'n Gebed van die profeet Habakuk op die wyse van 'n taaglied. Here, ek het gehoor wat van u vertel is en ek is vervul met ontzag vir wat u gedoen het. Doen dit tog ook in ons tyd. Laat u dade en ook in ons tyd ervaar word. En so gaan hy aan. En Habakuk 3 kyk Habakuk dan terug na God se hand in die geskiedenis. En hy bewonder God se magtige optredes. Stop net hier, druk die pausknopie. Kan ek vir jou vra? Staan jy dalk ook nou vanmôre voor 'n doodlooppunt? Nou vra ek vir jou. Ons moet altyd vorentoe kyk, maar net vanmôre. Net vir die oomblik, draai terug. Heeltemal terug. Hoe het jy gekom waar jy nou is? Uit hoeveel verknorsings het die Here jou voorheen gered? Hoekom is jy hier? Hoekom leef jy nog? En jy gaan vir my so half antwoord, dalk wil jy nie vir my kyk as jy dit antwoord nie en sê, want God het my bewaar. Want God het gesorg. Want God het dit wat totaal verkeerd was, reg omgedraai. Dis waar ons nou is, los maar die pausknopie. Hy sien dat God steeds regeer. As hy terugkyk op die geskiedenis, hoofstuk 3, dan sien hy dat God steeds regeer. Te midde van weerstand en woeling en wroging van mense en menswees. God regeer. Maar die Here se boek is vir my wonderlik. Die Bybel is so eerlik. Want Habakuk was mens. Die Here sê vir hom, okay, wil jy weet wat ek gaan doen? Dis wat ek gaan doen. En die nuus is maar sleg. En soos Abraham, Dawid, Jeremia, Johannes die Doper, Petrus en die apostel Paulus erken Habakuk, ek is bang. Ek is bang vir my mens wees, vir oorlog
Ek is bang vir verdrukking. Vers 16 is ongelooflik mooi. Toe ek hierdie dinge hoor die taal, het ek gesidder. My lippe het gebewe. My hele liggaam het lam geword, my bene het aan die ruk gegaan. Hoor jy vir Habakuk as mens? Hy's bang. Maar vers 17 tot 19 is die hoogtepunt van Habakuk se boek. Want hier in vers 17 tot 19 sien ons wat dit beteken om onvoorwaardelik aan God te behoort. Stop net hier, as jy weer 'n posdopie wil druk. Die jong man, hy is so 22, hy het klaar geleer, maar hy het nog nie werk nie. Want toe intussen loop hy 'n mooi meisie raak. En toe wil hy nou met haar trou, maar sy bly nou nog ver ook van waar hy bly. So hy moet die dinge gou agter die rug kry. En hy sê vir haar, ek wil jou vra met my te trou, maar ek kan vir jou niks beloof nie, behalwe dat ek my bes sal doen. Ek het nie werk nie. Ek het 'n goeie kans om werk te kry, ja, maar ek het nie werk nie, ek het nog nie huis nie, ek het nog nie meubels nie, ek het niks. Sal jy met my trou? En sy kyk vir hom en sy sê vir hom, ek sal met jou trou, want ek wil by jou wees. Nie hoe goed, hoe sleg, hoe skeef, hoe krom, hoe blink. Nee, ek wil by jou wees. En hier hoor jy Habakuk dieselfde hart sê. Habakuk se selfde hart. Habakuk vind sy vreugde nie in wat God gee nie, maar in God self. Nie in sy omstandighede nie, maar in sy oortuiging dat God regeer. Ek kuier by 'n tannie weduwee, jare terug. Haar man is oorlede. Maar hy was goed gesteld geweest. En ek moes kuier vir haar in haar baie mooi woonstel met mooi meubels. En sy sit by my en sy sê vir my, Louis, Kobie het my goed nagelaat. Ek het aan niks gebrek nie. Maar weet jy, Louis, ek sou liever vanmiddag saam met Kobie in 'n huisie gesit het en pap geëet het, as hy maar net by my kon wees. My storie, hoor jy Habakuk? Habakuk sê, Here, U is my fokus. Dieselfde gesindheid is in Job 13 vers 15 en Leon het daarna verwys. Kyk, al wil hy my ombring, ek hoop op hom. By meeste mense werk dit anders. Ons kyk eers wat God gaan doen en dan besluit ons oor ons lojaliteit. Ons verhouding met die Here, ek sal begin huil as ek aanhou daaroor praat. As ek weer moet sê hoe dat myne dikwels so is. My verhouding is dikwels dieselfde. Here, gaan U nou my gebed hoor, want ek wil graag aan U lojaal bly. Dit gaan met ons verhouding met God dikwels deesdae soos in die nywerheid. Deesdae sê die baas nie meer wat die werkers moet doen, die werkers sê wat die baas moet doen. Die ster swaai die hond. Die werker dikteer die werkgewer. Ons wil vir God besluit wat hy mag doen en nie mag doen nie. Wanneer hy dit moet doen en wanneer hy dit nie mag doen nie. Ek sluit af. Baie mense, ek en jy ook, is onrustig oor die situasie van die wêreld waarin ons nou leef. Maar daar's net te veel dinge op te veel plekke, op te veel vlakke die mekaar.
En die meeste van ons sê dit nie hardop nie, maar ons wonder, waar is God in hierdie verval? Ja, jy het al te doen gehad, ongelowiges, sê dit vir jy soms so dwarsstap deur die mond. Waar is God? Daarom wil ek vandag saam met julle meer perspektief oor hierdie Bybelse waarheid kry. Immers die waarheid is, God regeer. Ons het na die boek Rut gekyk en gesien dat God homself oor een enkele gesin en uiteindelik oor een enkele vrou besorg is. God is oor haar besorg en hy beskik oor hulle. Een gesin. Jouna. Ons het die boek Habakuk gelees en gesien dat God wyd oor nasies regeer. En in albei het ons 'n belangrike ding gesien wat ons nie lekker wil aanvaar nie. In albei het ons gesien dat God se regering nie noodwendig in kort termyn sigbaar is nie en definitief nie verstaanbaar nie. Hieroor het die prediker Charles Spurgeon gesê, wanneer jy God se hand nie verstaan nie, vertrou dan sy hart. Wanneer ons regtig erken, glo en beleef en uitleef dat God regeer, kan ons te midde van onverstaanbaarhede vrede hê. Ja, bewe, saam met Habakuk, bewe ja, maar vrede hê. En dan aanvaar ons dat hy besig is om alle dinge te beheer vir sy eer en ons voordeel, soos Romeine 8:28 sê. Ek sluit af met 3 verse. Daarom buig ons vandag saam met Job. Ek weet dat u alles kan vermag, dat geen plan vir u onuitvoerbaar is nie. Job 42 vers 2. Psalm 46 vers 1. Bedaar en weet dat hy God is, hoog bo die nasies. Psalm 39 vers 10. Ek bly stil. Ek maak my mond nie oop nie, want dit is u wat optree. Ek wonder tog of jy nie nou meer behoefte het aan stilte as er nog 'n praat van my kant af nie. Daarom gaan ek vir julle nooi. Net 'n minuut gaan ek stil bly, doodstil. En ek los dit by jou om alleen te wees met die Here. Maak jou oë toe, buig jou kop as jy wil, kniel as jy wil. Wees alleen met die Here vir die volgende minuut. Here, in die Bybel leer ons u ken. En in hierdie Paastyd word ons herinner aan die genade van ons Here Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het, om ons van ons sonde vry te koop. Ons leer in die Bybel van die liefde van God, wat die dryfveer is agter die genade van die Here Jesus Christus.
En dat hierdie liefde van God elke ene raak. En niemand vergeet bly nie. Ons lees in die Bybel van die gemeenskap van die Heilige Gees, die saamwees, die inwoning. Ons bid dat hierdie genade, hierdie liefde en hierdie inwoning van die Here self in my hart ons elkeen sal dra vir die pad vorentoe om te sê, Here, U regeer en dis vir my genoeg. Amen. Baie dankie dat ek saam met julle kon wees.